Misleiding nommer 6. Die wet vervul. Die kerk beweer dat die Torah of die wet is afgeskaf omdat JC die wet nagekom het. Is dit so? Wel, ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk en sien wat die waarheid is van Jehovah se woord. Wat beteken die woordjie vervul? Wel, van die Woordeboek, dit beteken om iets te voltooi of iets te bereik. So wat het Jehosha dan bereik? Kom ons lees die verse van Matteus 5 vers 17 aan. Do not think that I came to destroy the Torah or the prophets. I did not come to destroy, but complete. For truly I say to you, till heaven and earth pass away, one yod or one tittle shall by no means pass from the Torah till all be done. Ons moet ons nie blind staar ekskuus tog aan die woordjie vervul nie of to complete nie. Ons moet die hele gedeeltetjie weer lees. Do not think I came to destroy the Torah or the prophets. The Torah or the prophets is die Tanakh. Hy het nie gekom om dit weg te neem nie. Tot die hemel en die aarde nie verwyder is nie, mag nie 'n titel, nie 'n kleinste woordjie van die woord van ons Vader verwyder word nie. Die hemel en die aarde is steeds hier. Met ander woorde, die Torah is steeds geldig. Hy het daarop gewys in die volgende vers, 'n baie interessante ding, dat die Torah kan verbreek word. Nou, as die Torah verwyder is, hoe kan dit verbreek word? Ons lees in vers 19, Whoever then breaks one of the least of these commands and teaches men so, shall be called least in the reigns of the heavens. But whoever does and teach them, he shall be called great in the reign of the heavens. Met ander woorde, hier word gepraat daarvan dat iemand kan nog die Torah breek, dan moet dit daar wees om gebreek te word, en dit praat nog steeds van dat iemand dit gaan leer, of nie gaan leer nie. Wat? Die Torah natuurlik. So dit is dan baie duidelik dat die Torah is steeds geldig. En dan wat 'n baie interessante punt is dat na Jehosha hierdie goed gesê het, vanaf vers 21 aan, het hy die Torah aan die mense geleer. Wat ons ook leer in hierdie volgende vers 20, is dat ons die geregtigheid van die skrifgeleerdes moet oortref om die hemel te kan ingaan. Nou, een ding wat ons wel geleer het van die heilige woord, is dat die scribes en die Pharisees, die geleerdes, het die Torah baie goed geken en dit nagevolg. Die probleem was nie dat hulle die Torah nagevolg het nie, die probleem was dat hulle die Talmud of die Torah van die mens bygevoeg het en dit belangriker gemaak het. So as Jehosha dan die volgende sê, For I say to you that unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you shall by no means enter into the reign of the heavens. Met ander woorde, ons moet doen wat die Fariseërs gedoen het en die scribes gedoen het, maar ons moet dit beter doen. En hulle het dit baie goed onthou en geken. Ken jy die Torah? So, hoekom sou hy daarom dan hierdie steur aan hierdie punte as dit nie geldig is nie? Die Torah of die gebooie is 'n ewige verbond. Die wet is nooit afgeskaf nie, omdat die Torah 'n ewige verbond is. En die Sabbatdag is die teken van hierdie verbond. Ons lees in Exodus 31, vers 16 en 17, And the children of Israel shall guard the Sabbath, to perform the Sabbath throughout their generations as an everlasting covenant. Kan julle dit sien? Nou onthou dat Israel is
beteken om te oorkom met Elohim. Almal wat die hemel ingaan eendag is Israel, omdat hulle oorkom met Elohim. So hy sê, between me and the children of Israel, it is a sign forever. For in 6 days Yahuwah made the heavens and the earth, and the 7th day he rested and was refreshed. So Yahuwah sê hier is 'n everlasting covenant, met ander woorde dit steeds geldig. En die Sabbatdag is die teken van hierdie verbond. Dit moet dan ook onderhou word, omdat dit deel is van die Torah. Torah gehoorsaamheid is die bewys van jou liefde vir Yahuwah. As jy sê, jy is baie lief vir jou Messias en vir jou hemelse Vader, maar jy onderhou nie sy gebooie nie, dan het jy 'n probleem, want Yeshua se woorde is as volg, Johannes 14 vers 15. If you love me, you shall guard my commands. Dit is dieselfde wette wat ons die gesag gaan gee om die koninkryk van Yeshua binne te gaan. Met ander woorde, ons word gered deur ons gehoorsaamheid. In die laaste hoofstuk van Yeshua se woord, vers 14, lees ons die volgende. Blessed are those doing his commands, so that the authority shall be theirs unto the tree of life, and to enter through the gates into the city. Dit is baie duidelik. Nou hierdie Torah, of wette wat gepraat van word, is dit dan die 10 gebooie, die wette van Moses? Kom ons kyk wat sê Yeshua hierso in die volgende gedeelte. Johannes 5 vers 46 en 47. For if you believed Moshe, you would have believed me, since he wrote about me. But if you do not believe his writings, how shall you believe my words? Met ander woorde, die woorde van Moses is die woorde wat ons moet onderhou. Die Torah, die gebooie van Yeshua, is die waarheid. En as jy dan die Bybel besit, besit jy die waarheid. Nou hier is 'n probleem. As jy die Bybel het, en jy die Bybel glo, dat dit die waarheid is, maar jy onderhou nie die Torah nie, sondig jy doelbewus teen die Vader, en die Vader het die volgende te sê daaroor. Ons lees Hebreërs 10 vanaf vers 26. For if we sin purposely, after we have received the knowledge of the truth, die Bybel, there no longer remains a slaughter offering for sins, but some fearsome anticipation of judgment and a fierce fire which is about to consume the opponents. Luister nou mooi. Anyone who has disregarded the Torah of Moshe dies without compassion on the witness of 2 or 3 witnesses. Die Torah moet onderhou word. Nou let op die toon van Yeshua se stem wanneer hy die volgende sê. Vanaf vers 29 tot 31. How much worse punishment do you think shall he deserve who has trampled the Son of Elohim underfoot, counted the blood of the covenant by which he was set apart as common, and insulted the Spirit of favor? For we know him who has said, Vengeance is mine, I shall repay, says Yahuwah. And again, Yahuwah shall judge his people. It is fearsome to fall into the hands of the loving Elohim. So wat Yahuwah hierso sê is, as jy nie die Torah onderhou nie, dan trap jy op die seun, sy seun, en doen weg met die counted the blood of the covenant by which he was set apart as common. Dis baie belangrik hierdie, om dit te verstaan. Om Torah te breek, is om Yahuwah te ontken. Deur sy heilige naam te ontbreek, breek jy sy gebod, waar hy vir ons sê, ons moenie sy naam tot niet laat kom nie.
En dan sal hy jou ontken deur die deur na die ewige lewe toe te maak. Ons lees in Openbaring 3 vers 8. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one is able to shut it. That you have little power, yet have guarded my word, and have not denied my name. Die deur word oopgemaak vir die wat sy naam heilig. Omdat sy naam die sleutel van kennis is om sy woord te verstaan. Met ander woorde, as jy sy naam ontken, dan maak die deur toe. So wat beteken dit dan, dat Jehosja die Torah vervul het? Wel, hy het dit moontlik gemaak vir ons om sy opdragte, sy gebooie te gehoorsaam, met sy krag in ons, om die sonde te oorkom. Dit is wat dit beteken dat hy die Torah vervul het. Die wet vervul is gelyk aan Torah gehoorsaamheid, is gelyk aan verlossing. Luister mooi na die volgende vers, Hebreërs 5 vers 9. And having been perfected, Torah gehoorsaamheid, he, Yahusha, became the causer of everlasting deliverance to all those obeying him. Is dit nie wonderlik nie? En dan is dit bevestig, Johannes 14 vers 15. If you love me, you shall guard my commands. Halleluja, Jehovah.